Goeiedag in die naam van die Here en ons bid dat sy seën sal wees op ons oordenking van die woord. Kom ons lees in Romeine 8 vers 28 tot 30, baie bekende gedeelte. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Alles werk ten goeie mee. Wat 'n wonderlike en 'n bekende en 'n kragtige waarheid. Dis iets wat Christene nou al oor al die jare moed gegee het, krag gegee het, hoop gegee het, en selfs wêreldse Christene vind hoop en krag daarin, en soms selfs ongelowiges sal sê, ja, alles werk ten goeie mee, en hulle het 'n hoop dat alles uiteindelik tog maar sal goed uitdraai, of dat daar 'n plan is, of dat alles uiteindelik maar sal inpas in iets beter. Kragtige, hoopvolle stelling. Het is ironies dat ons hierdie radikale stelling gebruik wanneer ons dit eintlik die minste verstaan. Want ons praat hierdie woorde, ons sê die waarheid as dit met ons regtig sleg gaan gewoonlik. In die moeilikste tye, die mees onverstaanbare tye, as ons nou nie weet wat nie, dan sal ons sê, wel, alles werk ten goeie mee. En ons kom hier met die geloof en met die wete dat God iets sal doen ten spyte van dit alles, en ons verwag van hom dat hy hiervan iets mooi gaan maak. Al verstaan ons nie hoe nie, want ons weet net hy kan die slegte vat en iets goeds maak, en net hy kan van 'n minus 'n plus maak. En wat vir ons goed sal illustreer waaroor dit in hierdie vers gaan, is die ou illustrasie van die borduursel, die tapisserie waarvan haar voorkant is en 'n agterkant, en ek het 'n bietjie gaan oplees oor tapisserieë, en dit was my baie interessant om te sien, die langste tapisserie, en een van die oudste, en nie die oudste nie, wat ons dan nou nog het, wat volledig is sogenaamde Bayeux Tapestry, en hy is 'n volle 70 meter lang, wat 'n geweldige lengte is, op pad hier na 100 meter toe, wat 'n resies afstand is, wat ons nou ken. Hy is gemaak iewers in die 1070s, wat beteken hy is meer as 1000 jaar oud. Hy is 'n half meter hoog, en dit is 'n magnifieke werk, wat ten volle behoue gebly het, en dit verduidelik en illustreer die veldslae, een na die ander in spesifieke tonele, van die keer toe Willem die Veroveraar, William the Conqueror, van Normandië af vir Engeland ingeval het, en wat alles daar gebeur het, en hoe hy vir koning Harold II van Engeland oorwin het, en wat later bekend sou staan as the Norman Conquest, en het skets die veldslag, veldslae eintlik, wat in 1066 plaasgevind het in groot detail, en daar is teks by in Latyn, wat verduidelik wat by al die verskillende veldslae gebeur het, en wat tussenin gebeur het, en het vertel die hele geskiedenis. Aan die agterkant natuurlik van die 70 meter is alles de mekaar. De mekaar geweef, en mens kan sê gemors, wat jy nie kan uitmaak nie. Miskien sou jy hier en daar iets kon uitmaak, maar in werklikheid kan jy nie die prentjie en die mooi daarvan sien nie. Hulle skryf daar dat die dele, die seksies is so aan mekaar gewerk, dat jy nie die nate kan sien nie. Dit lyk soos een aan een lopende 70 meter, en die nate is toegeborduur, dat jy dit nie raak sien nie. Maar al wat jy kan sien aan die kant natuurlik is net de mekaar. Eers as jy dit omdraai, is dit duidelik wat mooi werk dit in werklikheid is. Dit was vir my waardevol dat die 70 meter ooreenkom met die 70 jaar wat die Bybel van praat, of miskien 80 jaar, wat ook 'n verhaal vertel.
verhaal van stryd, dikwels, en van oorwinning. Uiteindelik die verhaal van 'n lewe. So, dis 'n geloofstelling as ons sê God werk ten goeie mee, want ons sit aan hierdie kant, die verkeerde kant kan ons sê, die lelike kant van 'n kunswerk, en ons vertrou dat God die groot kunstenaar besig is met die mooi kant, en dat hy iets goeds doen en iets mooi doen, en as ons dit kan bely, dan verander dit ons perspektief, dit verander ons gemoedstemming, en dit oorwin die vyand. Die vyand het waarlik geen verweer as hy alles na ons gegooi het, en ons kan nog steeds die Here loof en prys. Ons kan nog steeds sê, die Here gaan iets goeds maak, en ons gaan ons geloof in geen omstandighede verloor nie, dan het die vyand niks verder om te gee nie. Dis soos Paulus en Silas, wat in die tronk is geslaan, hulle moes vol pyn gewees het, geboei in kettings, met hulle voete in 'n blok geklem, en middernag, toe dit op die slegste is, toe sing hulle lofliedere tot eer van die Here. So iets verslaan die vyand. Daar is niks verder wat hy kan doen nie, en al wat nog kon gebeur, daar in Filippi is dat die boeie net losgaan. En toe hulle weer sien, staan hulle buite, hoe hulle daar gekom het, weet hulle nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie in groter detail oor hierdie stelling, alles werk ten goeie mee, want ons neem dit baie dikwels 'n bietjie eenvoudig en 'n bietjie oorvereenvoudig. Kom ons kyk net spesifiek wat vers 28 sê. In die eerste plek sien ons, hy praat nie net van die slegte dinge nie. So ons sal die gedeelte van toepassing maak op die slegte dinge wat gebeur, en dan sal ons sê, wel, God maak iets goeds hiervan. Maar hy praat nie van die slegte dinge nie, hy sê alles werk ten goeie mee. Die sleg, maar ook die goed. Die hele storie, die hele geskiedenis, jou hele verhaal, al die fases van jou lewe, alles wat gebeur het, al jou oorwinnings, maar ook al jou mislukkings, alles werk ten goeie mee. God gebruik alles. God veroorsaak nie die slegte dinge nie. Daar is ander redes hoekom dit gebeur, maar God kan daarmee werk. God maak iets goeds daarvan. En is net hy wat dit kan doen. Hy gebruik die goeie saam met die slegte, en hy maak een mooi tapisserie, een mooi prent. Hy borduur een lewe wat tog eindig in oorwinning. Ons wil baie keer net die goeie hê, en as die slegte met ons gebeur, probeer ons dit afwys, en ons probeer dit wegbid, en ons probeer wat ons ook al kan. Ons moet onthou dat die lewe bestaan uit die goed en die sleg. Die lewe is nie net die goeie nie, want God kan nie net met die goeie die oorwinning borduur nie. Oorwinning kom net deur stryd. Oorwinning kan daar net wees as daar nou 'n geveg was. Anders kan daar nooit 'n oorwinning wees nie. Daarom moet daar 'n oorwinning wees. Ag, moet daar 'n slegte wees. Anders kan daar nie 'n oorwinning wees nie. Dan sien ons ook in hierdie vers, Paulus praat nie net van geïsoleerde dinge wat gebeur nie. Dit gaan nie net oor een slegte ding wat ten goeie sal meewerk, of selfs een goeie ding wat God nou kan gebruik nie. Hy sê alles werk ten goeie mee, en die klem is ook op, dit werk mee, dit werk saam. God voeg die een ding in die ander ding in. Engels sê, working together. En nou vind ons uiteindelik, dat is nie net, ons moet nie net fokus op die gebeure en daai gebeure nie, ons moet fokus op wat daai gebeure bydra, hoe dit meewerk is sy klem, ten goeie. En daarom moet ons baie keer ons perspektief net vergroot. Net sien wat is God besig, wat is die groot prentjie, nie net hierdie ding en daardie ding nie. Want as ons ook so daarna kyk, sal dit ons perspektief verbeter. Ten derde sien ons, Paulus sê nie die goeie is die slegte en die slegte is die goeie nie. Nooit kan ons sê dat die slegte nou goed is nie. Ons kan nie vir mense sê dat hierdie slegte ding wat met jou gebeur het, die feit dat jy jou werk verloor het, of dat daar 'n siekte toegeslaan het, of dat daar verlies was in jou familie,
is nou goed op 'n manier nie. Dit is nie wat Paulus sê nie. Ons kan ook nie in sulke omstandighede vir mense sê, maar ja, is 'n goeie ding nie. Onthou nou, jy het nou hierdie verlies gehad, maar nou ja, God sal alles ten goeie laat meewerk. Daardie omstandighede erken ons dat dit sleg is, want die slegte is sleg. Die slegte is die sonde wat met ons gebeur, nog steeds. Dit is die effekte van sonde en dit is vernietigend en is afbrekend. Maar God kan selfs dit vat en hy kan uit dit wat sleg is en baie beslis sleg is en sleg voel, pynlik is, kan hy uiteindelik iets goeds doen. En ons weet nie wat dit is nie. Ons weet nie hoe hy dit doen nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar ons kan vertrou dat hy besig is om iets mooi te maak. En dan sien ons ook nog, Paulus maak sy belofte aan hulle wat hom lief het. Soms is daar twyfel oor wat hierdie vers sê en ons dink dit is diegene vir wie God lief is. Maar baie uitdruklik gaan dit in hierdie vers oor die mense wat lief is vir God. Vir die wat hom lief het, werk alles ten goeie mee. Hy praat nie van die ander mense nie. Ons moet onthou dat diegene wat God lief het, is diegene wat hulle lewens in sy hand gegee het, en wat hulle self gee vir God se plan, en wat meewerk in God se plan, en wat sê, Here, laat u wil geskied, en wat sê, Here, werk die plan uit in my lewe, en die ander mense, ongelowiges, gee nie hulle lewe vir die Here, om mee te werk nie. Hulle stel nie in God se plan belang nie, en daarom kan ons nie sê, dat alles ten goeie vir hulle sal meewerk nie. En ongelowiges mag eintlik nie hierdie uitspraak maak nie. Dit is ook belangrik dat ons verder lees, as net vers 28, want ons stop baie keer net by vers 28, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God lief het. Maar eintlik is dit nou net 'n halwe sin daar. Daardie aanhaling eindig op 'n komma. Dit gaan aan, en Paulus gaan nog verduidelik. Hy sê, want die wat volgens sy voorneme geroep is, het hy tevore geken en vooruitbestem en sovoorts. So, dit is belangrik dat ons nou nog verder sal lees, want hy gaan verduidelik waarom hy sê wat hy sê. En dit werp nog lig op die saak. En dit bring ons eintlik by 'n baie mooi konklusie. Vers 29 sê byvoorbeeld, die wat hom lief het, die kinders van die Here, met ander woorde, hy het hulle geken, en hy het hulle bestem om gelykvormig te word aan die beeld van Christus. Nou, dis nie ons plek om hier te spekuleer oor die verkiesing en hoe die teologie en hoe die dogmatiek in mekaar steek nie. Paulus wil ons bemoedig. En hy sê vir ons, God het ons geken. God het ons geken van geboorte af. Hy het ons geken van voorgeboorte af. God het ons van ewigheid af geken en God het 'n plan met ons lewe. Hy het hierdie kunswerk in gedagte. Dit wat hy met ons wil doen. En dit moet vir ons troos. En dan moet ons vir onsself sê, nou wat is die kunswerk wat God besig is om te maak? En Paulus sê, dis om gelykvormig te word aan Christus. Ons noem dit Christus gelykvormigheid. Ons moet soos hy word, alhoewel ons onsself bly, moet ons soos hy word. Met ander woorde, in die goeie, wat met ons gebeur, maar ook in die slegte, wat met ons gebeur. Tim Keller het gesê, Christ didn't suffer so that we won't suffer, but that when we suffer, we will become like him. So, ons moet ook die slegte kan aanvaar om te sê, maar wat is die groeipunt hier? Waarom sou God so iets toelaat? Wat is dit wat ons moet leer? Hoe moet ek reageer? Here, wat sê u van hierdie omstandighede? Wat moet ek nou sê? Wat moet ek bely? Wat moet ek glo? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek miskien mense lief hê in hierdie omstandighede? Wat wil
wat is die gehoorsaamheid wat U nou van my eis? Hoe kan ek hieruit groei? Hoe kan ek in hierdie omstandighede vrede hê? Hoe kan ek selfs vreugde hê? Hoe moet ek geduldig wees, want hierdie dinge is die vrug van die Gees. En as ons besef, hier gaan dit oor om gelykvormig te word aan Christus, dan word dit ook baie meer as net 'n slegte ding wat met my gebeur. God werk dit in die borduursaal met 'n rede. Hy doen nie dinge sonder 'n rede nie. So selfs hierdie wat met my gebeur, moet inpas in ons groei in. En ons moet dit so sien en ons moet daarmee saamwerk. Alles gaan meewerk, selfs dit gaan meewerk ten goeie. Dit gaan meewerk om die mooi prent te maak waarmee God besig is in ons lewe. En dan die volgende vers 30. Hy sê, diegene wat hy geken en bestem het, word dan geroep, hulle word vrygespreek, en hulle word verheerlik. Dit beteken dat God iewers jou geroep het met die plan in gedagte. En hy roep jou nie net om jou te bekeer nie. Dis waar dit begin vir jou. Maar hy roep jou om ook hierdie groeipad te stap. Hy roep jou om ja te sê vir wat hy in jou lewe wil doen. En jy aanvaar Jesus met ander woorde nie net as 'n verlosser in jou lewe nie, jy aanvaar hom as die Here en as die leidsman en as gids en as die leidsman en die voleinder, en jy aanvaar die Heilige Gees wat in jou inkom en wat jou leer om hierdie lewe te leef, 'n geloofslewe. Dis alles deel van jou oorgawe aan hom. Dis sy roeping. Die Jode het 'n mooi legende in die verband. Hulle sê, ja, voordat ons gebore is, was ons siele by die Here en het die Here ons ingeroep en vir ons gesê, kyk, ek het hierdie lewe vir jou beplan en dan sal hy dit vir ons wys. En dan sal hy sê, stem jy daartoe in? En dan sê ons ja vir hierdie lewe. Ons sien kans daarvoor. En dan sê hy vir ons, dan maak hy so met sy vinger, en hy lê dit so op ons mond, en hy sê, shh. En hy druk so op ons, en die Jode sê, dis hoekom ons 'n kuiltjie het, bo ons mond. Maar as hy sê, shh, dan vergeet ons. En ons word gebore. En ons weet nie wat die spesifieke plan is wat die Here vir ons het nie. Ons kan troos put uit die wete dat ons ja gesê het alreeds vir hierdie lewe en dat hy ons in staat sal stel om dit te leef. En dis maar net 'n legende. Maar iets daarvan is waar. God het dit beplan. God het dit bestem. En ons sê nou ja daarvoor. Al is dit ook pynlik. En God bestuur hierdie plan met ons baie aktief. En hy voer dit stap vir stap deur en hy roep ons en hy red ons en hy werk in ons met die Heilige Gees en die omstandighede kom die een na die ander en die seisoene kom die een na die ander en God is besig om te borduur. God werk en hy maak iets moois. Uiteindelik sal hy ons verheerlik. Engelse woord is glorify. En dit is daardie dag as ons by hom kom en ons sien die ander kant. As ons aan die ander kant is, dan sien ons ook die ander kant van die borduursel van die kunswerk. En dan sal ons terugstaan en sê, dit is ongelooflik wat die Here gemaak het. Dan sal jy dankbaar wees vir alles wat hy daarin gewerk het, elke veldslag en elke oorwinning, want jy kan sien hoe wonderlik was God se plan vir ons lewe. En dan uiteindelik as hy ons verheerlik het, beteken dit ook om soos hy te wees. Johannes sê, ons weet nie wat gaan gebeur as hy kom nie, maar ons weet, ons gaan soos hy wees, want ons sal hom sien soos wat hy is. En in daardie oomblik sal ons word soos wat hy is. 100% volmaak. En ons is nou besig om na volmaaktheid te beweeg, sê die skrif. Maar op daardie dag sal dit werklik volkome wees, want Christus sal sy plan deurvoer en klaarmaak en die laaste steek insit om sy kunswerk te voltooi.
En dan sal ons voor God gestel word, sonder vlek of rimpel, sê die ou mense, in elke opsig volmaak soos hy. En Judas sê dit vir ons in sy brief, die laaste 2 verse, is so pragtig. Now unto him who is able to keep you, prevent you from falling, and present you faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, be honor and glory and power and majesty forever and ever. Amen. Dis wat God doen en dis iets wat net God kan doen. En dan uiteindelik, vanaf vers 31 regdeur tot 39, is Paulus eintlik besig om te sing. Vir hom is dit oorwinning. Hy sê, maar die liefde van God wat ons dra, deur al hierdie dinge, wie kan ons skei daarvan? En dan noem hy die goeie en die slegte dinge, hoogtes en dieptes en aanvalle en stryd en dood en lewe, engele, owerhede, magte, wat ook al die vyand na jou wil gooi. In werklikheid oorwin jy dit alles, want God se liefde sal jou deurdra. Niks kan jou van hom skei nie, tot aan die einde, en daarin is vir ons 'n groot troos. Geloofslewe wat ons leef is met daardie wete in ons harte, en dit maak alles die moeite werd, wat ons ook al moet deurmaak. En ons leef nou met die waarheid in ons harte, en alhoewel ons nie kan sien nie, ons kan vir die Here sê, Lord, I do not understand you, but I trust you. Dis al wat hy vra. Hy wil nie hê ons moet, hy het nêrens gevra dat ons die prentjie aan die verkeerde kant moet probeer uitfigure nie. Hy vra dat ons hom vertrou, dat hy dit aan die regte kant besig is om te doen. Dis al. En daarom alles werk ten goeie mee, al verstaan ek dit nie. Ek aanvaar dit in geloof. Ja, slegte dinge bly sleg, maar ek vertrou op 'n goeie God. Alles gaan vir my goed eindig, want my lewe eindig by hom. Uiteindelik pas alles pas in God se meesterwerk, wat my lewe is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ja, U is besig met 'n wonderlike ding in my lewe, maar ek sien net die ander kant. Ek sien hierdie kant, ek sien die lelike kant. Baie keer ek beleef die lelike kant, maar ek vertrou en ek weet dat U besig is aan die mooi kant, om iets mooi te maak van my lewe, en dat U doel, U plan, U meesterkunswerk voltooi sal word. En daarin vind ek vreugde en hoop en krag. Dankie dat hierdie waarheid my sal bemoedig, totdat ek by U kom. In Jesus se naam, amen.